oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondergrondelik is die oordele. Hoe onnaspeurlik is u weë. Want wie was die raadsman van God? Of wie het vir hom iets gegee, dat dit hom moet vergeld word? Uit hom, en tot hom, en deur hom, is alle dinge, tot in ewigheid. Amen. Ons bid ook sommer nou vir die offergawes. Dankie Jesus vir u voorsiening. Dankie vir dit wat hulle na die stoorhuis toe gebring het, daar waar hulle voedsel kry. En ek bid dat u seën op elkeen se finansies sal rus. Dat waar mense op u vertrou in 2026, dat u vir hulle pad sal maak, want dit is 'n belofte van u woord. Dat u nooit u kinders in die steek laat nie. En dat ons, wat aan ons behoort, soos Steven tereg gesê het, behoort eintlik aan hom. So mag u koninkryk kom deur hierdie bydraes. Ek gaan nou nie vir die kinders vorentoe roep nie, want ek sien die kinders is maar uil gesaai. Ek dink hulle hou nog vakansie. Ek is 'n voorstander vir vakansie. So ek is 'n voorstander dat die mense breek moet neem iewers in die lewe. Maar ek gaan tog vir die kinders vra om my net nou te help. Ek gaan nie op jou pik nie, ek gaan nie vir jou kyk nie, maar jy gaan sien, dit gaan so 'n tipe van 'n kinderpreek ook wees. Want ek is nie vir net 'n juffrou nie. Vir my is dit altyd, jy sien, as jy preek vir die kinders, dan verstaan almal dit. Selfs ek verstaan dit dan, nê? So, kom ek getuig nou maar, ek het nou maar gebid en vir die Here gesê, Here, ek is gewillig, moet ek nou hierdie storie vertel of moet ek nie? Maar ek wil dit tog vertel, want ek het alles vir Heilige Gees gegee, so wat hy nou wil. Eintlik, die Here werk wonderlik, en sy Gees werk wonderlik, en ek hou so van die liedjie I Call You Jesus, want ek dink hy is hier by ons. En François, met die Kongo storie, was dit 'n vreeslike toetsstorie. Dan gaan hy, en dan gaan hy nie, dan sê ek nou, maar wie gaan in die ou jaar, en nou nuwe jaar in die Kongo, en los jou mense by die huis? Maar dit het ook ek al geleer, dit kan gebeur. En so, toe hou ek siltetyd een oggend, toe sit nou die visa word nie goedgekeur nie, hy moet 'n e-visa kry, en dit is net drama. En hier lees ek Psalm 90. En die Gees sê vir my, dit is wat jy in Daling gaan preek. Want kyk, François sê altyd, ek moet altyd instaan. Jy weet? Ek sê vir hom, toe hy nou vir my sê ek, nee. Ek dink, vra maar eers vir die bestuur van Daling. En ek het so 'n paar in gedagte, wat kan vir jou instaan. Maar hier vang die Here my met 'n slap riem. Hy gee toe vir my Psalm 90 en hy sê vir my, jy gaan dit in Daling preek. Ek sê, okay Here, maar gelukkig is die visa nou nog nie goedgekeur nie. En toe word die visa goedgekeur, ja, en ek het daarom 'n preek, dis Psalm 90. So, alles wat ek eintlik gelei voel, wat ek met jou deel, en ek bid regtig, dat dit wat die Heilige Gees vir jou wil oopbreek vandag, nê? Want jy weet, ons kan preek, ons kan die mooiste preek hê, jy weet, by ons ouderdom, ek weet het nou nie of dit nou soos met julle ook werk nie, maar jy weet, jy skryf jou preek, jy kry die download, jy let, en dan moet jy dit nou weer onthou. En dan raak jy die mekaar, dan sê ek net later vir die Here, nee, ek het nou klaar my huiswerk gedoen, nou asseblief, nou vat u Gees oor, nê? Goed, maar ek gaan nou eers by die kinders begin. Kom ons begin, want die Psalm wat ons vandag gaan lees is Psalm 90. En julle sal nie glo nie, weet julle wie die Psalm geskryf? Moses. Ek het wraggies nie geweet, hy het ook 'n Psalm geskryf nie. So dit is die oudste Psalm in die Psalmboek. En dan staan daar Psalm 90, 'n Psalm van Moses, 'n man van God. Nou kom ons kry net gou 'n recap van Moses. Wie van julle het The Prince of Egypt gekyk? Het julle dit al gekyk?
jare terug. Dis nou so animasie oor die lewe van Moses, nee. Ek het dit baie lank teruggekyk. Maar ek onthou nog, want baie van ons, veral vir die kinders, as jy visueel goed sien. Nou, kom ons recap net gou, ons dink, okay, Moses is in slawerny gebore, nee? En toe moes sy ma hom wegsteek, so hy het van die begin af was die vyand by agter hom, en hy het daar in die bissiesmaandjie rond gedryf, die ander seentjies is doodgemaak, dis my so wreed in die Ou Testament, maar God se hand was oor Moses, so eintlik toe die prinses, die dogter van Farao, vat toe vir Moses, sê toe nee, dis my kind, sy neem hom toe aan, hierdie klein, sy het seker maar 'n barmhartige hart gehad, want sy het mos nou geweet, dis nou die Israel, die volk wat eintlik nou vir hulle moet werk, sy kind. En so het Moses toe nou in die paleis groot geraak, en hy het al die gewoontes seker ook nou maar geleer en alles, en weet julle, maar Moses, ek dink, as jou DNA, mos nou Israelie is, dan is dit seker, so hy nou sien, nee, maar sies toch hierdie Farao se mense, slaan die arme Israeliete met die swepe en gaan te kere, toe kan hy dit nie vat nie, en toe slaan hy mos die Egiptenaar dood, as ek nou die storie reg onthou, en toe is hy nou eintlik 'n moordenaar, en toe sê, Israel staan ook toe nou nie by hom nie, want hy is mos nou die oukie wat lekker in die paleis bly, en toe hulle nou weer stryd kry, die twee Israelies, toe sê die een, o ja, jy het mos nou die ander ook doodgeslaan, nie? En toe moet arme Moses mos vlug, dit is soos ek nou die storie het, toe is hy 40 jaar in die woestyn, nou dink jou in, die prins Moses, nou is hy in die woestyn, nou ek weet nie of wie van julle was al in Israel nie, jy gaan ons elke keer woestyn toe, en die woestyn is die woestyn, so Moses moes toe in die woestyn seker God baie goed leer ken het. En God het hom voorberei in die woestyn vir dinge. En totdat hy het getrou en gealles in daai hele tyd, maar toe het Moses, toe sê die Here, Moses, ek roep jou. Ek roep jou, want jy moet die volk gaan uitlei uit slawerny. Nou Moses, ek wil ook baie keer soos Moses, hy het dadelik gesê, maar ek kan nie lekker praat nie, as ek reg onthou. Toe maak die Moses ook, toe maak die Here ook 'n plan, sê, maar dan vat jy maar vir Aaron saam, seker familie van hom gewees, dink ek, ja. So, toe hier gaan Moses en Aaron, en toe is Farao se hart bietjie verhard, hy het nie dadelik gesê, nee, okay, gaan julle nou maar nie. Moses moes so 'n paar wonderwerke toe gedoen het, nee? Die een wat vir my nogals baie uitstaan is die eerste wonderwerk waar hy die staf, sy staf, want Moses het hierdie staf gehad, hierdie staf het vir hom gewerk hoor, het hy mos voor die Farao gooi, en toe word dit 'n slang, en toe het hy dit nou weer opgetel aan die stert, en toe word die staf, maar toe die towenaars het ook ons reg gekry, nee? Die duiwel kan nogals baie goed reg kry, naboots. Maar, weet julle wat, toe het Moses op die ou eind nou die volk uitgelei. Maar kom, ek sê vir jou wat vir my uitstaan van Moses. Ons staan nou baie lank by die inleidingsstil van Moses. Wat vir my uitstaan, is dat Moses van aangesig tot aangesig die Here geken het. Dit beteken Moses het met hom gepraat. Met God gepraat of dit sy vriend is. Hy het seker lekker gekla in die woestyn. Hy was 'n oop boek vir God, wat hy het hom van aangesig tot aangesig geken. Maar Moses was ook 'n groot profeet. Want, julle gaan lees bietjie daar Deuteronomium 18 vers 18, dit praat sommer met al die profete, maar waar Moses eintlik voorspel het van die groot profeet wat kom. En ja, en daai stukkie sê sommer dat ons profete moet oppas, dat jy nou nie enige ding profeteer nie, nee? Maar so Moses was 'n groot profeet, en onthou, profeet gaan eintlik oor wat jy by die Here kry, en dan sê jy dit vir die volk. Jy's eintlik God se mondstuk. Jy praat eintlik vir God.
En so het God eintlik fisies vir Moses op die berg, sien jy, het hy die tafels gegee, die 10 gebooie, en gesê, maar hier volgens moet die Israeliese volk, Israel moet daar volgens leef, die 10 gebooie. So, en nog, as jy aan Moses dink net, Moses was die eerste ou, nee, hy was nou seker nie die eerste ou nie, ek dink daai tyd was dit nie snaaks nie, want Abraham het besoek gekry van die engele, maar Moses het in die supernatural geleef, die bonatuurlike, die krag van God. Want ek bedoel, waar doen jy nou 10 pla, wat nou soos paddas maak, en muskiete stuur, en haal stuur, en elke keer het God die bonatuurlike laat gebeur, nee? Maar julle ken nou die program, wat ons op kyk net mens. Nou Moses was ook maar net mens. Want Moses, behalwe dat hy ook maar bietjie gehakel het, en nie lekker kon praat nie, en seker ook maar, het hy sy meer verloor, met hierdie volkie, wat nie vir hom seker altyd wou luister nie, en hy toe ons nou by die rots, daai einste staf gevat, en toe nou daai rots lekker hard geslaan, en dit het die Here so bietjie teen Moses gehou, al vergewe die Here, ons sondes, nie? Want hy moes eintlik God meer gehoorsaam gewees het, en nie sy meer verloor het nie. En toe Moses nou hierdie psalm skryf, nee, toe gaan dit oor, dat 'n mens eintlik net, jy word 70 jaar, as jy baie sterk is, word jy 80 jaar. Maar God was so getrou aan Moses, dat Moses het 120 jaar oud geword. En hulle sê, Moses was vol van krag, en Moses, sy oë was nie eers swak nie. Maar, so nou, kom ons het nou nog 2 punte wat ek kan onthou van Moses. Moses het ook 'n berg moes uitklim, hy moes seker meer as 1 berg uitklim. Ons almal klim ook berge uit. En so het hy sy laaste berg uitgeklim, Nebo, en God het vir hom gewys, hy sien Moses, dit is die beloofde land. Dit is wat ek vir julle gaan gee. Maar ongelukkig Moses, jy gaan dit nou net van ver af sien, jou nageslag gaan binne gaan, jy gaan nie binne gaan nie, en hulle gaan dit beerwe. En ja, weet julle, as mens nou mooi daaroor dink, en die geskiedenis verder vat, het Moses mos nou vir Josua gehad. Ons het eintlik gebruik God mense, maar hy gebruik net nooit, daar's altyd 'n opvolger. Daar's altyd iemand wat die stokkie moet aanvat. En dit is nogals wat die Here vir my so wonderlik is, wat hy vir my hierdie ook geopenbaar het, uit hierdie Psalm 90 is, Moses was vol van wysheid, want hy het die God van wysheid geken. Want hy moes vir Josua kry, hy moes die hande op Josua lê, en Josua was ook vol van wysheid. So Moses kon toe nou maar doodgaan op die berg, God se werk het aangegaan. Kom ons lees saam Psalm 90. Verganklikheid van die mens, 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore was, en die aarde en die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof, en sê, keer terug, o mensekinders, want 1000 jaar is in U oë soos die dag van gister, as dit verbyskiet, en soos 'n nagwaak. Weggespoel het U hulle word 'n slaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit en spruit weer uit. In die aand sny 'n mens dit af en dit verdor. Want ons vergaan deur U toorn en deur U grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborgde sondes in die lig van U aangesig. Want al ons dae gaan verby deur U grimmigheid. Ons bring ons jare deur ons soos 'n gedagte. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen. Wie ken die sterke van U toorn en U grimmigheid?
ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is. Dan eindig die kernvers vir vandag, leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Here, tot hoe lank? En ontferm u oor die knegte. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders. En laat die lieflikheid van die Here, onse God, oor ons wees. En bevestig die werk van ons hande oor ons. Ja, die werk van ons hande bevestig dit. Nou, wat vir my nou so wonderlik is dat Moses begin. Onthou, hierdie is eintlik 'n gebed. Maar dis ook lofprysing en dis ook smeking. So lofprysing is dat Moses dadelik by God begin en sê, maar u is tot in ewigheid. U o God is ewig. So Moses het regtig vir God as the great I am geken en hy het aan hom die eer gegee. En daar staan ook, Here, u was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Nou, baie interessant, as mens nou so mos voorberei, dan verwys die Bybel ook vir jou na ander psalms. En toe verwys hulle my na Psalm 105 en 106. So dit gaan oor die geskiedenis van Israel. As ons nou regtig in die geskiedenis wil ingaan, wat nou wys hoe God nou met Israel gesukkel, en nie net van Moses se dae nie, maar al die jare, nie? Maar God se goedertierenheid, God, die liefdevolle God, wat altyd sy deel van die verbond hou, wat hom nie eintlik steur aan die mens, wat na die sondeval hom te leerstel, wat sonde doen. Daar staan nogals in Psalm, ek weet nie waar presies, 105 en 106 staan daar, die volk het God geterg. Nou dink julle ons terg nog God? Die volk het God vergeet, dat hy hulle verlos het. Die volk het God vergeet. Ek bedoel, as ons nou weer daai geskiedenis lees, dan weet ons, hoe het hy hulle vergeet. Daar staan selfs dat hulle was ongehoorsaam. Hulle het nie geluister. Hulle het nie geluister na sy gebooie nie, na sy woord nie. Hulle het nie geluister na die Gees nie. Weet, ons leef nou in die volle Heilige Gees, wat hy in sy volheid in ons is. Maar daai tyd was die Gees ook daar. Hy was sporadies, het hy op mense gekom en gewerk, maar die Gees was daar van die skepping af. Nou, wat ook vir my hier uitstaan, uit hierdie Psalm, is God se onverganklikheid teenoor die mense verganklikheid. want jy sien, God is ewig. Ons dink kronologies. Ons dink Prediker 3. Daar's 'n tyd om gebore te word, daar's 'n tyd om te sterwe. God sê nee, 1000 jaar is vir my soos 'n nag wat verby is. 1000 jaar is vir God. So tyd, soos ons dit ken, is maar 'n deeltjie wat hy vir die mens gegee het in sy ewigheid. En dan skets hy daarna die verganklikheid, die eindigheid, dat jou lewe moet eindig hier op aarde, van die mens. Hy sê, ons weet, ons is liggaam, siel en gees, maar almal van ons, hierdie aardse tentwoning, gaan een of ander tyd, maak nie saak of jy 20 is, en of jy 40 is, en of jy 60 is, die Bybel sê, as jy 70 is, 70 gehaal het, ek is amper daar, my man is al daar, en as jy 80 is jy baie gelukkig. Maar okay, as jy dan nou soos Moses leef, dan kan jy dalk 120 word, en nog die krag van die Here op jou hê. My man sê altyd, hy wil 120 word, maar ek weet nie of ek saam met hom so oud wil word nie. Maar die verganklikheid, en dan is dit beelde wat hy gebruik, soos byvoorbeeld die gras. Anton, ek dink so aan jou wat gras sny, en ek dink nou so aan gras, dit kan so groen wees, maar dan verlep dit as hierdie son so erg is,
dit verdroog, dit word afgesny. Ons dink aan 'n blommetjie, die mooiste blom, mooi rose wat daar is, en as jy weer 'n paar dae later daar kom, dan is die blom verwelk. Hy sê ons lewe is soos 'n damp, maar 'n damp, ek wonder of die kinders weet wat is 'n damp. Maar my kleindogter sal altyd vir ons mooi vra in Afrikaans, dan sê sy sê nou eers in Engels, laat ek kyk of ek verstaan, en dan moet ons verduidelik as sy nou nie verstaan nie. Maar ek sal sê 'n damp is eintlik soos die mis. Ons ken ons nou almal mis, nê? En dit verdwyn net sommer so, soos mis voor die son verdwyn. So is ons lewens. Maar weet julle, ons aanbid 'n wonderlike God, want hy het 'n plan gemaak. Hy het tyd geskep, hy het Prediker 3, hy het dit gewil, dat ons moet gebore word, en dis daarom, as 'n kind gebore word, dan juig jy. Jy lag, en partykeer huil jy, is iemand van jou hierdie lewe verlaat. Maar toe maak God 'n plan, toe besluit hy nee, hy is mos lief vir ons, hy sal vir Jesus stuur. Hy sal tyd oorbrug, hy sal vir ons laat deel in die ewigheid. Maar dan moet jy vir Jesus aanneem. Want as jy vir Jesus aanneem, dan is jy kind van God. En dan loop jy 'n pad met God. En dit is waarom ons nou die nagmaal ook gaan gebruik na die tyd. Jesus het die volle pad geloop. Daar was 'n tyd vir hom ook om gebore te word. Daar was 'n tyd vir hom ook om te sterf op aarde. En hy het ook nie 'n maklike tyd gehad nie, want hy moes al ons sondes op hom neem. En hy het ook vir ons die nagmaal ingestel, wat hy gesê het, maar as julle daaraan dink, dit is die prys wat ek betaal het, dat julle kan deel wees van God se ewigheid. Dat julle, al gaan jou aardse liggaam dood, jou gees gaan vir ewig lewe. En dit is so iets om na uit te sien. Vir al ons wat ook dierbares verloor het, en baie keer na hulle verlang, dat die mens weet, maar al gaan dit anders wees, al weet ons nie presies 100% hoe dit gaan wees nie, maar ons gaan deel wees van God se ewigheid. Ons gaan weer mense sien. Ons gaan saam met hulle jubel en juig, en wat ook alles in die hemel vir ons beskikbaar is. Maar ek kon ook nie anders as om hierdie uit te lig nie, want hier staan, u stel ons ongeregtighede voor u, ons verborge sondes in die lig van die aangesig. Nou jy weet, as jy kind van God is, hoe nader jy aan hom leef, hoe meer maak die gees van God vir jou bewus van sonde in jou lewe. As jy vir iemand kwaad is, dan sal die gees so bietjie aan jou torring, dan moet jy maar gaan vrede maak, want dit is wat die woord sê. As jy verborge sondes het, miskien iets kyk op TV wat jy nie moes kyk nie, of op die internet, dan gaan die gees met jou werk. Jy weet, hierdie verborge sondes wat ons so agter die deur doen. En dit is deel van wat ons moet doen. Ons moet regtig vir die Here vra om ons verborge sondes aan die lig te bring. En ons sensitief te maak vir die Heilige Gees. Want as hy terugkom, en hy kom ons terug, of as ons dalk doodgaan voordat hy terugkom, hy soek ons lewe, hy soek 'n skoon bruid, hy soek vir ons vir altyd en ewig in sy ewigheid. So dit is my gebed, dat wanneer ons ook vanoggend die nagmaal gebruik, dat die Here met elkeen sal praat. Die Gees is so getrou en sal sê, maar my kind, weet jy, dit wil ek hê jy moet regmaak. Of dit wil ek hê jy moenie weer doen nie. En moenie van my vergeet nie. En moenie opstandig raak en ongehoorsaam wees as ek vir jou iets wys nie. Goed, nou kom ons by die vers en leer ons om ons daar so te tel dat ons wysheid mag bekom. Nou, 2026, wie van ons het wysheid nodig? Daar sê, wie van ons wat hier sit, besef vir die volgende tree, vir die volgende maand, vir die volgende 6 maande, vir die volgende jaar, het ons wysheid nodig. En weet julle, ek bring vir julle die wonderlikste belofte uit God se woord.
Eerstens uit die boek Spreuke. Want dit is die boek van wysheid. Wie was die slimste man? Behalwe God nou, wat nou die slimste was? Salomo. En hy het baie slim gekies, want toe hy nou moes kies, toe kies hy wysheid, toe kry hy sommer nou nog die skatte en die rykdom en die baie vroue. Hy het sommer alles gekry, die hele pasel. Maar weet julle, kom ons dink, ek gaan net so 'n paar goed uit Spreuke uitlig. Wat vir my uitgestaan het, is dat, wat hier staan, voor die berge gebore was, en die aarde en die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is die God. Maar God, dit staan in Spreuke, staan daar, God het die wêreld deur wysheid en verstand gegrond. So alles wat so mooi werk vir ons hier op aarde, is God se wysheid. Hy weet van seisoene, hy weet van dae, hy weet van die maan se getye, van die son. Nou okay, daar is verskillende kalenders, nee? Ons weet, ons het nou meer die Gregoriaanse of wat se kalender, en daar's die Hebreëse kalender, maar daar's alles 'n ritme in God se wysheid. God is die groot bron van wysheid. En dan uitspreuke is dit 'n opdrag wat God sê. Hy sê, julle moet wysheid soek. Hy vra nie vir ons nie, hy sê, julle moet soek wysheid. Want as jy nie wys is nie, dan is jy dwaas, dan is jy dom. Plain gesê. As jy wysheid soek, is jy slim. As jy God soek, wat staan daar 'n mooi vers wat sê, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. So as ons hier sit, en ons vrees God, dan is ons slim, dan het ons wysheid. En ek bid ook dat God in hierdie jaar vir ons meer vrees van die Here sal gee, dat ons sal weet wie is God. Maar dan sê hy, as jy wysheid het, is dit meer as korale. Dis beter as korale, maar nou moet ek daarom vir die vroue sê, ons word ook daarom vergelyk, nee, uit Spreuke 31 van, waar gaan jy 'n deegsame vrou kry? Haar waarde is meer werd as korale. So, ek weet nou nie of wysheid nou altyd met vroue, want die mans, ons kyk baie op na die man se wysheid ook, maar in die Bybel, meer as korale, word nou definitief met wysheid verbind, as jy dit vind, nee? Maar wysheid, as mens nou dink aan wysheid, ek het begin toe ek gebid oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. So, dit is God se wysheid. Sy wee is nie altyd ons wee nie. Maar ek is nou nog nie klaar met Spreuke nie. Amper vergeet nou onthou. Spreuke sê ook, my seun, wees wys. Pas op vir die ontugtige vrou, wees wys. Nee, die hele tyd, die hele storie daaroor. Maar dan sê hy ook, as 'n seun wys is, as 'n seun slim is, dan verbly hy sy pa. Nou julle wat paas is, weet, as jou kinders slim is, wys is, die Here soek, dan het jy sommer hierdie gevoel van, jou hart is bly. Jou hart is bly dat jou kind die Here ken, nee? Maar dan praat hy ook met die seuns, en hy sê ook, maar seuns, julle moet wysheid, julle moet, as jou pa jou tug, moet jy dit sien eintlik as 'n gawe. Jy moet dit koester. Jy moet bly wees, nee? En dit gaan ook baie keer as God met ons 'n pad loop en vir ons tug, om hierdie skerpunte van ons af te kry. Met wysheid word 'n huis gebou. So ek bid vir elkeen se huis, wat vanoggend hier is, dat in 2026, wat jy van God nodig het, dat jou huis in wysheid gebou gaan word. En dan staan daar ook nog, ek dink in Spreuke 14 van vroue, wat die huis bou, maar dit is seker nou, Salomo se baie vroue, nie? So elke vrou, ons moet ook sy huis bou.
Maar weet julle wat was my ook wonderlik? Baie van die Ou Testament word in die Nuwe Testament weer herhaal. En toe kom ek agter maar Jakobus sê vir ons eintlik baie van wysheid. Nou, as ek nou net vir Jakobus skryf, want Jakobus skryf altyd weg, hier is dit nou na Hebreërs, so ons gaan nou in geloof nou vir Hebreërs soek. Maar, kom ons begin sommer net met Jakobus. Hy is nog ver in die Bybel. En waar die Here sê, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Wat in almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. So, die Nuwe Testament sê vir ons, dat ons maar vir God kan bid. As jy wysheid op hierdie stadium nodig het, wat ek weet ons almal het, dat ons dit van God kan bid. Daarom bid ek sommer nou in hierdie oggend. Here, U ken elkeen se hart. Here, U weet voor watse challenges, voor watse uitdagings baie van ons staan, waar ons wysheid nodig het. En o Gees van wysheid, ek bid dat U vir elkeen wat vanoggend na U toe kom, wat in 2026 na U toe kom, met wysheid sal seën, want U woord kan nie jok nie, en U woord sê, vra, U sal gee, sonder om te verwyd. Dankie daarvoor. Dankie vir wysheid van bo. Ek wil graag vir julle lees, want dit het my nou ook getref, oor wysheid. Dis Jakobus 3 van vers 13. Ek wil daai stuk ook vir julle lees, want dit is my so sprekend. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duivels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is, ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, ek weet nie wat beteken geseglik nie, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. So mag dit ook deel van ons lewenswandel wees. Dis ook maar daai weer dat die vrug van die Gees in ons lewens moet wees en dat die vlees maar moet, dat jy maar elke dag die vlees maar moet doodmaak. En die vrug van die Gees, die wysheid moet leef. Nou kom ons is amper klaar met Psalm 90. Wat ook wonderlik is almal van ons is met 'n doel hier op die aarde geskep. Soos Moses met 'n doel op die aarde geskep was. En nou staan daar, maar leer vir ons om daar so te tel, en dan staan daar ook, en dat ons lieflikheid, die Engels sê dit eintlik so mooi, the beauty of the Lord, nee? Dat die lieflikheid op ons is. Nou, het jy al iemand ontmoet, wat jy die Here se lieflikheid oor daai persoon sien? Ek ken baie sulke mense, wat jy regtig weet, maar hierdie persoon moet 'n kind van God wees, die lieflikheid van die Here, of wat mense doen. Hulle lewenswandel spreek net van die lieflikheid van die Here. Hulle sal nie afgunstig wees nie, hulle sal nie dinge uit selfsug doen nie. En weet julle, daar aard ons na God, want ek het nou vergeet om dit te sê in die begin, maar as God sy verbond hou, uit een van hierdie psalms, dan staan daar in die woord, hy het dit gedoen, hy het die smeking tog van sy volk gehoor, nadat hulle gesondig het, want hy het omgegeef vir hulle bestwil. So God wil altyd die beste vir ons, hy wil sy lieflikheid vir ons gee. En dan die laaste vers is daai, bevestig die werk van die hande, bevestig dit.
En dit sê maar net, dat wat ons mee gaan besig wees, of jy nou 'n huisvrou is, of jy werk, of jy 'n gastehuis het, wat die Here vir jou voorgeroep het in hierdie jaar. En ons het mos die gees van wysheid in ons, want ek dink elkeen wat hier sit, weet wat hy vir die Here moet doen. Of as hy vir jou 'n opdrag gee, dan is ons nie alleen nie. Die Here is ons partner. Die Here is, ons werk vir die Here. Eintlik die Here werk nie soseer vir ons nie, maar hy werk ook deur ons. Nee? So as jy nou vanoggend hier sit en jy het iets groots wat jy weet, jy moet hierdie jaar vir die Here doen. Bid dit. Doen dit. Make it count, soos die Engelsman sê. Tel jou dae. En weet net dat God wil dit doen. So kom ons som net vinnig weer op. Al wat ek net voor kan bid is dat ons soos Moses, dat God vir elkeen van ons wat hier sit, sal sê, maar jy is 'n man van God, jy is 'n vrou van God, jy kan ook vir God 'n psalm skryf, 'n gedig skryf, ons het jy sulke oulike digters hier by ons, A3, ons soek nog so 'n psalm gedig. So jy, maak seker, wat is die roeping op jou lewe? Onthou, daar's nie 'n groot calling en 'n klein calling. Die Here het vir ons almal callings. Hy roep, hy het 'n Billy Graham geroep, hy het 'n Moses geroep, hy het vir jou geroep, of jy wat ook al doen, skoolhou, waar jy is, wat in jou beroep. So maak seker dat God van jou ook kan sê, maar dit is my kind. Dit is my kind wat tot in ewigheid saam met my gaan leef. So dit is weer daai oproep. En dan ook natuurlik dat ons vir die Here dankie sê. Dankie dat ons nog leef. Dat ons 'n tyd het om te lag. Dat ons 'n tyd het om met ons families te spandeer. Hierdie tyd was so lekker om regtig met die kinders, die kleinkinders tyd te spandeer. Memories te maak. Ek moet daarom sê, my skoonsis kuier nou 'n bietjie by my, terwyl my man weg is, en ons het so lekker gekuier, want dit is so lekker om te gesels oor die verlede. Weet, toe pa en ma nog geleef het, in Appington, hoe ons op die stoep geslaap het, en ag, sommer net alles, al die doen dinge, en julle het net sulke mooi herinneringe, en julle het nou herinneringe gemaak, die tyd wat ons het. Dankie Here vir tyd. Dankie vir mense om ons. Maar dat ons nooit vergeet, dat God vir ons 'n ewigheidsvisie het, en dat ons 'n taak het, dat ons vir mense moet vertel. Kyk, baie keer het jy nou maar 'n calling op jou lewe, of jy is 'n pastoor, en jy het 'n hart vir mense, of jy's 'n intercessor, of jy's 'n evangelis. Nou 'n evangelis is mos daai wat almal bekeer, van die petroljoggie. Kyk, Linda Davies is vir my evangelis. Ek ken nie vir Linda goed nie, maar die bietjie wat ek van Linda ken, het ek al gesien. Linda laat nie 'n kans verbygaan nie. En dit is wat op jou lewe is, nee? Maar laat ons weet dat God wil ons gebruik in hierdie jaar. En dis ook daai rimpelingseffek van geslag tot geslag. Daai aflosstokkie wat jy oorgee. Wat ons seker maak dat mense nie verlore gaan nie. Dat jou kinders nie verlore gaan nie. Dat die mense in Darling en in Eiserfontein in Suid-Afrika nie verlore gaan nie. Ook in die wêreld. Dat ons daai passie in die hart het. Leer ons om ons daar so te tel. Dat ons 'n wyse hart mag bekom. En dan, die uurglas het nou begin, 2026. En ek weet dat die Here vir van ons baie keer met ons praat, soos wat hy met Moses praat, dat hy dinge oopmaak. Maar niemand van ons het ook die volle prentjie van wat 2026 vir ons gaan inhou nie. Ons weet dat die woord sê, dit staan vas, God wil vir ons voorspoed, nie teëspoed nie. Hy wil vir ons voorspoed. Maar mens weet nie,
Want jy sien, ek het al agtergekom in die tyd wat ons lewe, ek is so partykeer, dat ek partykeer nie weet, Michael, wat is waarheid nie. Dat ek partykeer regtig vir die Here sê, maar Here, ons is almal u kinders. Hoekom dink ons so verskillend? Hoekom hou party mense van Trump en ander mense hou nie van Trump nie? Almal Christene. Hoekom hou party, ja, of nou met die Charlie Kirk storie, dit maak my die mekaar. Want nou lyk dit so of Charlie Kirk sy vrou, sy's tog hier sit sy met haar 2 kinders in sy swanger, en hier gaan die media te kere of sy die grootste skurk agter hierdie dood is. En dan sê ek vir die Here, gee vir my wysheid. Gee vir my onderskeiding. En selfs met ons harte, dis waarom ons harte moet bewaar. Dat ons reg dink, partykeer dink ons is ook verkeerd. Jy dink dalk daai ene is 'n snop, of daai ene is nou so, en dan is dit glad nie wat so is nie. Jy moet eintlik vir die Here wysheid vra. Goed, nou preek ek lekker, so ek moet nou klaar maak. So ek bid vir lewende woord daling, vir 2026, Psalm 90. Ek bid dat al die beloftes van God, en al die beloftes, wat God oor hierdie gemeente gespreek het, dat dit vas sal staan. Ek bid vir die leierskap. Ek bid dat hulle nie moedeloos sal word, soos Moses, en die staf sal gryp sakkie, en teen die rots sal slaan nie. Ek bid vir al die leierskap, dat hulle wysheid sal hê, wysheid wat hulle kort kom, wat hulle weet hoe om vorentoe te beweeg. En ek bid vir elke een wat hier sit, elkeen wat God se kind is, al die beloftes, want ek persoonlik dink, 2026 gaan die jaar wees. Gaan die jaar wees wat ons in, soos Moses, supernatural goeders gaan beleef, healings. Ek het ook ervaar, toe ons daai liedjie van die healing in Jesus, You Are Our Healer, dat die mense sit met gesondheidsprobleme. En ek bid, dat die Here supernatural, bonatuurlik, net deur sy krag, mense sal aanraak. Vir mense wat jy in die bres staan, maar onthou, baie keer bid ons, en dan verstaan mense nie, maar dan is jou tyd verby. Maar as jy vir Jesus ken, dan is jou tyd mos nou nie verby nie. Dan gaan jou tyd aan. So alles onder die son het 'n doel, en al wat ek net vir jou kan sê, make it count. 2026. Amen. Goed, so ons gaan nou die nagmaal gebruik. So, Steven het gesê, moenie bekommer nie, hulle weet wat hulle moet doen, so ek gaan net vinnig weer, ek het nou die nagmaal ingebring, so, ek dink altyd aan die nagmaal, dink ek, maar is dit nie wonderlik dat Jesus, hy ken ons mense, hy wil partykeer hê iets tasbaars moet in ons hand wees, en so het Jesus, toe hy met die nagmaal ingestel het, hy mos nou die brood en die wyn, iets tasbaars het hy ingestel, en hy het gesê, my liggaam is vir julle gebreek, so gebruik dit, so dikwels as julle daaraan dink, tot my nagedagtenis. So dankie Jesus vir u woord, vir u liggaam, dat dit gebreek is vir ons sondes. En dankie Jesus vir u bloed. Die bloed, die Nuwe Testament is in sy bloed. Die Nuwe Testament is in sy bloed, so dankie daarvoor. En dankie dat ons vanoggend, ook as gemeente, dit saam kan gebruik. En ons wil dit gebruik, totdat u weer kom. Ons weet nie wanneer u weer kom nie, Jesus. Ons weet ook nie wanneer is ons tyd hier op aarde klaar en verby nie, maar totdat u weer kom, en ons saam met u gaan regeer, wil ons vanoggend die nagmaal gebruik. Amen.
Ek wil Adrie wil iets sê. Ek weet nie hoe dit by julle werk nie, maar Adrie, ek dink daarom jy sal nou nie nonsens praat nie so. Nee, Adrie, ekskuus dat Lisie, nou begin ek nou weer uit die vlees uit te opereer. Het jy jou wyn? Jy het gesê, die Here roep op ons het, baie keer is dit vir jou lewe, en soms is dit net vir die oomblik. So ek wil net, dit is nie vir my hoe die Here bevestig, hierdie wonderlike boodskap oor Moses, dat vanoggend daar in binnekamer se program gepraat is, ook oor Moses. En jy het ook verwys na die berg, net wat hy moes opgaan. Nou Moses was verskeie kere, was hy bo op die berg, en dit moes awesome wees, wat hy daar met die Here beleef het, en ek dink dit roep ons ook op, maar wat uitstaan is, toe hy van daai berg afkom, het sy gesig gestraal, en dis daai beeld van Jesus, nou in die woord gesê, dit smeer af, is nou nie vir my mooi woord nie, maar God het 'n effek op ons, en ons moet dit weer na ander toe hê. Maar dit is dan ook vir my bevestiging, die mense wat my nou ken op my status, het ek so beeld gehad, wat 'n belofte van die Here is dat hy maak ons voete soos die van 'n ribbok, en hy stel ons op hoë plekke, waar ons kan veilig wees. So hierdie met Moses, as ek dit nou by mekaar uitbring, dan roep die Here ons op, om op te gaan na die berg toe, en ek wil net daar 'n stukkie lees, want hoe die Here dit, kan jy net so klein. Maar ek kan dit nou nie los nie, want op grond van daai beeld wat ek ook gestuur het, mens moet dit eintlik sien, hoe daai bok op hierdie hoë plekke is, hoe gevaarlik dit is, hoe die afgrond daar is, en wat jy weet, as ek nie nou daar bo kom, waar ek moet wees nie, dan is dit verby met my. En hoe die Here, ja, daai krag gee, maar ons het ook daai keuse, en vir ons daai kapasiteit gee. Nou op grond daarvan, het iemand nou vir my gestuur, ekskuus, moet jy net hier hou weer, is nou weer weg. En dit het my absolute bevestiging gewees. Sal jy hom vir my hou? Toma. Not many of us are living at our best. We linger in the lowlands because we are afraid to climb the mountains. The steepness and ruggedness dismay us, and so we stay in the misty valleys and do not learn the mystery of the hills. We do not know what we lose, what glory awaits us if we only had courage for the mountain climb. What blessing we should find if only we would move to the uplands of God. Ek wil graag vir Steven vorentoe roep en net vir hom oorgee. En voordat ons dit doen, kom ons word elkeen stil en ons bid net vir onsself. Maar dankie Steven, jy kan kom kry, ja. Daar kan jy sommer vir ons afsluit. Dankie. Ja, Here, wat 'n voorreg is dit nie om U te dien, Here. Ja, Here, dankie vir U bloed, Here, in U liggaam. U bloed het vir ons gevloei, Here, en U liggaam is vir ons gebreek, Here. En Here, as ons net visueel moet in ons kop dink, Here, wat U alles verdra het aan die kruis van Golgotha, Here. Vader, dat U gesterf het, dat U gebreek was, Here, U liggaam, dat U deurboor was, Here, dat U bloed gevloei het en gedrup het van die kruis af, Here, en Here, dat U alles gegee het vir ons, Here. Vader,
dat U seun gegee het, Here, vir ons, Here. Here, ek dink baie, wie van ons gaan ons kinders vir U gee om geoffer te word, Here. Maar Vader, dat U enige gebore seun gegee het, Here, vir my en vir ons. En Here, dat U vir ons alles gegee het. En Here, U vra net in return dat ons moet glo. Deur geloof word ons gered. Here, U het so groot prys betaal en ons vir U kom eer, vir U kom dankie sê, Here, dat U alles vir ons gegee het. En Here, dan kom ons en ons sê, Here, ons gee ons self aan U oor, Here. Here, vir ons is dit soveel voordele, Here, die ewige lewe, soos Dorita gesê het, Here. Vader, die ewigheid kan ons ingaan, Here. Ons tyd stop nie, Here. Ons tyd gaan aan vir ewig. Ja, Here, ons is in die wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, Here. So Vader, ons wil U net kom eer en ons sluit af met dit. Aan U kom alle eer toe. Die lof, die heerlikheid, die majesteit, Here. U is almagtig en soewerein. En U is 'n groot God en U is ons God, die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons wil U volwaardige plek kom gee vandag, Here. U volwaardige plek in ons lewe en op die troon, Here. You are God and we are not. U is God, Here, almagtig en groot. En ons sluit daarmee af in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle.